saamkom. Op is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, die van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam Psalm 118, vers 9 en vers 14. Ons bely ons geloof, broer en suster, en ons gebruik die belydenis wat by Nicea opgestel is. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom
Kom ons luister, broer en suster, saam na die wet van die Here uit Deuteronomium hoofstuk 5 vanaf vers 6 tot 21. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing saam Psalm 51 vers 1 en vers 2. Ontferm, o God, ontferm U tog oor my. Ons lei die bron van U barmhartighede, wys uit die smet wat kleef van al my lede, en maak my siel van sonde skuld weer vry, was my geheel tot my behoudenis, was weg toch hier die skandvlek van die sonde, die kwaad wat my altyd voor is. O, voel ek nou die brandpyn van my wonde, Heer wat my deur skou geheel en al, is van my ewel, dat die hoogste weter, die kwaad gesien, dus niemand beter, wat my kan vonnis in my droewe val, teen U het ek my sonde daad begaan, ja voor U oog deur
misdryf gesondig, dus sal U word regverdig bly bestaan, en rein U vonnis oor my afgekondig. Kom ons bid saam, broer en suster. Ons Vader wat in die hemel is, dis 'n wonderlike Sondag, dis 'n mooi geleentheid om as 'n gemeente by mekaar te kan kom en saam te kan luister na U woord. Baie dankie vir die sonskyn wat U vir ons gegee het die afgelope paar dae. Ons besef net weer hoeveel ons ook die son gemis het en hoe belangrik die son ook vir ons as mense is, maar ook vir die ganse skepping. En opnuut kan ons U ook dank en loof dat U vir ons 'n son gegee het en dat hy skyn daar buite. Ons bid steeds vir soveel boere wat ook worstel en wat ook probeer sin maak van die verloop in die natuur. Ons bid dat U aan hulle 'n vaste vertroue sal gee in U plan en dat U weet wat vir ons in die toekoms lê en dat dit wat U vir ons in die toekoms beskik het is altyd goed. Dis vir ons altyd die beste. En daarom, Here, ons bly vir hulle ook bid en ons bid saam met hulle. U kan nog hierdie jaar vir ons tog nog goed laat verloop en ons bid daarvoor. Baie dankie dat ons die voorreg het om saam te kan luister na U woord. Ons is 'n gemeente wat leef van U woord, wat by mekaar kom rondom U woord. Ons doen alles wat in ons lewe gebeur aan die hand van U woord. En daarom wil ons ook vra dat U woord suiwer verklaar sal word vanoggend, dat ons daarna sal luister, dat ons U woord sal gaan oordink en dat ons dit sal gaan leef. Baie dankie vir lidmate wat hulle toewy aan U, lidmate wat bereid is om die regte dinge te doen, die pad te loop wat hulle moet loop, wat gehoorsaam is en wat daarna ook strewe om in U weë te bly. Ons Here bid dat U ons almal sal bewaar in die waarheid van U woord. Skenk aan ons dan nou ontvanklike harte en ons bid dit in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons begin by die baie bekende gelykenis. Ekskuus tog, Matteus 16, nie nou al die gelykenis nie. Die belydenis van Petrus in Matteus 16 vers 13 tot 20 uit die 1953 Afrikaanse vertaling. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes, die doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. En daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê dat hy die Christus is nie. Dan lees ons ook uit Matteus 18 vers 15 tot 20.
En as jou broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broer gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak, wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val. Die skerm het vir 'n oomblik dood gegaan, van my Vader wat in die hemele is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. En dan lees ons ook 3 Johannes, hoofstuk 1. Ons lees die hele 3 Johannes, hoofstuk 1, vanaf vers 1 tot 15. Die ouderling aan die geliefde Gaius, wat ek in waarheid liefhet. Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. Want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broers, en dit vir vreemdelinge, wat van jou liefde voor die gemeente getuig het. Jy sal goed doen, as jy hulle voorthelp op 'n voor God waardige wyse. Want vir sy naam het hulle uitgegaan, sonder om iets van die heidene te neem. Ons behoort dan sulke mense goed te ontvang, sodat ons mede-arbeiders van die waarheid kan word. Ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diotrefes wat onder hulle die eerste wil wees, steur hom nie aan ons nie. Daarom as ek kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen, deur met slegte woorde teen ons uit te vaar, en hiermee nie tevrede nie. Ontvang hy nie alleen self die broers nie gasvry nie, maar verhinder hy ook dat die wat dit wil doen, en werp hulle uit die gemeente. Geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen is uit God, maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. Van Demetrius is daar almal getuienis gegee, en deur die waarheid self, en ons getuig ook, en julle weet dat ons getuienis waar is. Ek het baie dinge gehad om te skrywe, maar ek wil nie met ink en pen aan jou skryf nie, maar ek hoop om jou gou te sien, en ons sal van mond tot mond spreek. Vrede vir jou, die vriende groet jou, groet die vriende by die naam. En dan ons teks, broer en suster, is as volg, Sondag 31, wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? En dan word daar gesê, die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug, is dus die 2 sleutels. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. En dan is ons teks spesifiek vir die eerste preek, vraag en antwoord 84, hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit? Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is, so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem.
Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. Nou ja, ek hoef nie te verduidelik wat 'n sleutel is nie. Die kinders almal weet wat 'n sleutel is. As jou pa of ma vir jou sê om 'n bepaalde sleutel te gaan haal, dan as jy weet waar die sleutels in die huis hang, dan gaan jy soontoe gaan en jy gaan die regte sleutel gaan haal. Met die sleutel van die motor byvoorbeeld sou 'n baie goeie voorbeeld wees. Nou, so gepraat van die sleutel van jou motor, dis nou 'n ding wat baie verander het. Baie motors het deesdae nie meer eintlik sleutels nie, nê. Of hulle sleutel is net 'n blokkie wat jy ergens te indruk en eintlik as jy die blokkie uitmekaar haal, binne-in is 'n ou tradisionele sleutel nog op 'n manier. So dit wissel al baie. Maar ons weet wat die funksie van 'n sleutel is. En ons ken nog gewone sleutels. Het julle al kluise gesien met 2 sleutels? Gewoonlik baie gesofistikeerde kluise het 2 sleutels. En die 2 sleutels verskil van mekaar. Dis nie dieselfde sleutel nie. Nou die idee is dat jy 'n sleutel vir een persoon gee en 'n sleutel vir 'n ander persoon gee. En dan kan hulle op dieselfde tyd by mekaar kom en jy het al 2 sleutels nodig om daai kluis oop te maak. Die banke het altyd sulke daardie tipe van sleutels gehad. Of miskien ken jy die kluis wat binne in die kluis is daar 'n kleiner kluisie, 'n boksie met 'n aparte sleutel. Dan kan jy ook daardie aparte sleutel vir iemand anders gegee het as jy besondere waardevolle goed daarin gesit het. Nou in die koninkryk van die hemele is daar ook 2 sleutels. En dit is ook 2 sleutels wat baie dieselfde lyk, maar tog is hulle tot 'n mate verskillend. En daardie 2 sleutels gee die hoof van die koninkryk, die koning van die koninkryk gee daardie 2 sleutels aan die koninkryk. En die kerk, ons as die gemeente, is deel van die koninkryk van God. En ons ontvang hierdie sleutels. En nou moet jy baie mooi luister. Ek het gesê die gemeente, soos wat ons belydenis ook hier sê, dat die gelowiges gesamentlik hierdie sleutels ontvang. Gesamentlik en afsonderlik ontvang ons dan ook hierdie sleutels. Daardie sleutels is dus nie net gegee byvoorbeeld vir die kerkraad nie. Nou, ek wil dit op u hart druk, want hierdie sleutelverantwoordelikheid wat ons met mekaar deel, moet ons as 'n gemeente ook prakties uitleef en prakties toepas. Kyk, enige preek oor Sondag 31 maak mense ongemaklik. Want as jy praat van die sleutels van die koninkryk van die hemele, dan weet mense wat 'n rukkie al gereformeerd is, weet dat dit beweeg in die rigting ook van die tug. En niemand wil onder tug kom nie. Maar ek wil eintlik vir u sê, broer en suster, ek dink nie ek sou baie verkeerd wees as ek sê dat amper 'n kwart of meer as 'n kwart, dalk amper al na die helfte van die gemeente toe was al op 'n stadium, op die een of ander stadium vermaan oor iets nie. En vermaaning is deel van die lewe van 'n gelowige. Dit is 'n normale deel daarvan. Maar die wêreld oordeel baie negatief hieroor. Die wêreld wil nie daarvan weet nie en die kritiek is gewoonlik, waarom is mense besig om oor ander mense te oordeel? Wie het hulle aangestel, want dit is tog maar net God wat kan oordeel. Dis tog maar net God wat kan besluit oor mense. Dink 'n bietjie aan Openbaring 3 vers 7. Daar sê die Here Jesus die volgende: dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Wie die sleutel van Dawid? Natuurlik ons Here Jesus Christus. Hy kan oopsluit of hy kan toesluit en dan is dit permanent oop of dit is permanent toe. En nou sê mense met beroep, byvoorbeeld op Openbaring 3 vers 7, daar het jy dit,
Dis die werk van die Here Jesus Christus. Dis nie die werk van die kerkraad nie. Dit is nie die taak van die hele gemeente nie, van jou as gelowige wat met my kom praat nie. Laat die Here maar oor my oordeel. Maar het jy dan nie gelees wat die Here Jesus vir die apostel Petrus gesê het nie? Hy praat daar met Petrus, dis daardie gedeelte in Matteus 16 wat hy vir hulle vra, wie sê die mense, wie is ek? Jy almal ken daardie gedeelte baie goed. En dan uiteindelik as Petrus sê, u is die Christus, die seun van die lewende God, dan sê die Here Jesus vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En dan sê die Here vir hom, ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Petrus, jy kan oop en toesluit. En dan kry jy die Rooms-Katholieke teologie wat leer dat Petrus is die bewaker van die poorte van die koninkryk van die hemele, en hy bepaal of iemand kan inkom en of hulle nie kan inkom nie. Dis hoekom die dood van die paus 'n baie groot ding was die afgelope week. Want onthou nou, die paus is die Vicarius Christi, dis sy amptelike Latynse term wat beteken dat hy is die direkte verteenwoordiger van Christus op aarde. Hy besluit oor mense se lewe. Dis hulle teologie. En dan beroep hulle spesifiek op Matteus 16 vers 19, hy het die sleutelmag. En u sal ook daai sleutel sien op sy embleem, daardie 2 sleutels. Maar dis natuurlik 'n verkeerde verstaan van hierdie gedeelte. Die rots waarop die kerk staan en waarna die Here verwys, is nie Sefas nie, is nie Petrus nie, maar is die belydenis van Petrus. U is die Christus, die seun van die lewende God. Die Here sê wel vir Petrus, dat jy as die leier van die disippels, en per implikasie die ander disippels, saam met jou, het die verantwoordelikheid om hierdie sleutels te gebruik. Nou kan jy vir my vra, tereg, waar kom jy aan daardie verklaring? Nou kom ek wys vir u dat my verklaring is in die kol. My verklaring is reg, dat dit is nie net tot Petrus beperk nie, of dan soos die Rooms-Katholieke teologie sou sê, die wat Petrus as biskop van Rome opgevolg het, al dis die paus nie. Waar kom ek daaraan in die Bybel dat ek sê, hierdie sleutel mag hoort by die kerk? U het tog saam met my Matteus hoofstuk 18 gelees, broer en suster. Daar lees ons die volgende in vers 18. Voorwaar, sê die Here Jesus, ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Julle is die tweede persoon naamwoord in die meervoud. Jy se meervoud is tog julle. Wie is die julle? Die Here verwys hiermee, en hy praat tog hier met, ons kan gaan kyk in daardie gedeelte, vat jou Bybel, kyk, jy sal sien, hy is daar besig om te praat met sy disippels. Hy leer hulle. Hy sê, julle die kerk. En dan as hy hierdie saak bespreek, dan is dit op baie duidelik, hy gebruik 'n baie alledaagse voorbeeld, van as jou broer teen jou sondig, of as jou suster teen jou sondig. Dit is dus 'n verantwoordelikheid wat ons met mekaar deel. Dit is ons almal se verantwoordelikheid. Belydende lidmate het 'n groter verantwoordelikheid as dooplidmate. 'n Amptdraer het 'n groter verantwoordelikheid byvoorbeeld as 'n belydende lidmaat. Jy moet dus besef dat jou verantwoordelikheid is volgens dit wat die Here jou geroep het. Dooplidmate kom baie keer in 'n situasie by die skool dat hulle sien dat 'n maat doen iets wat verkeerd is. Is hulle taak dan dadelik om te hardloop na die eerste, die beste volwassene, of kan hulle self hierdie pad van Matteus 18 loop? Uiteindelik,
Hulle het ook die verantwoordelikheid om te gaan en met 'n maat te praat en te sê, dit is tog nie reg nie. Dit is tog verkeerd in die lig van wat die Here vir ons in sy woord sê. Wanneer jy na iemand toe gaan met die woord van die Here, broer en suster, dan luister ons almal, want dit is die Here wat ons tog aanspreek deur sy woord. Hierdie werk is baie duidelik van die begin af, dat dit het 'n ewigheidsdimensie. Dit wat hier gedoen word op aarde, is bepalend vir ons saligheid. Dit het 'n ewigheidsdimensie, dit loop deur. En daarom is dit sulke belangrike werk en 'n groot verantwoordelikheid wat ons nie by ons moet laat verbygaan nie. Ons moet dus voortdurend daarna strewe dat die evangelie suiwer verkondig word. Die woord werk na twee kante toe, of dit sluit oop of dit sluit toe. Maar dan moet die woord in sy suiwerheid verkondig word as die boodskap van Jesus Christus as die enigste redder en verlosser. Die Heilige Gees moet aangedui word as ons heiligmaker wat ons lewe kan reinig. In die besonder as jy met iemand moet gaan praat en jy verkondig die woord aan iemand in 'n spesifieke situasie, dan moet jy tog daarom weet, jy sê wat die Here in sy woord sê. Ek kom nie na jou toe met my persoonlike opinie nie. Ek kom nie na jou toe met my mening nie. Maar ek bring die woord van die Here. En daarom is dit so belangrik, dat 'n mens, wanneer jy na iemand toe gaan en met iemand praat, dat jy die woord oopmaak en vir daardie persoon daaruit lees. Maar dit is waarom ons ook die woord van die Here hier suiwer probeer verklaar en die ouderlinge, die herderouderlinge, die ouderlinge met ander woorde soos wat u dit ken, hou dan ook toesig oor die verkondiging van die woord van die Here. Dit wat gedoen word deur die leraar ouderling. Want die Here is besig om sy sleutel te laat draai op hierdie oomblik. Hy's besig om daai sleutel te draai in die hart van jou kind of in jou eie hart. En as jy nie wil luister nie, as jy jou verhard teen die woord van die Here, dan draai die sleutel na die kant toe wat hy sluit. Maar as jy bereid is om te sê, ek hoor wat die Here sê, en God praat met my, en ek het die gesindheid van iemand wat arm van gees is, wat nederig is voor die Here, ek verootmoedig my voor hom, ek buig voor hom, dan sluit die sleutel na die kant toe wat hy oopgaan. En daarom is dit so wesenlik en so belangrik, dat ek en jy nie die eredienste moet nalat nie. Dit is waarom die kerkraad met u praat oor die bywoning van eredienste. En daar is in die verband groot nalatigheid ook in ons eie gemeente. Die kerkraad kan dit nie net ongesiens laat verbygaan nie. Want jy is nie hier, dat die Heilige Gees met hierdie sleutel in jou en in jou kinders se lewe kan werk nie. Dit is 'n groot bekommernis. Dit sou uiterste liefdeloosheid wees, as jy keer na keer nie hier is om nie te hoor wat die Here sê nie. Jou nie blootstel aan die verkondiging van die woord van die Here nie. En daarom, broer en suster, omdat hierdie sleutel so belangrik is, omdat hierdie sleutel so groot invloed het op ons ewigheid, daarom wil ons ook vir u vra dat u moet luister en dat u ook hier moet wees om die woord te hoor. Gebruik hier die sleutel. Gebruik dit ook self in jou lewe elke dag. Dit is nie net vir die erediens nie. Ons behoort aan mekaar te bedien. Dis eintlik wat ook gebeur wanneer jy huisbesoek ontvang. Dit is dood eenvoudig die sleutel wat draai in jou eie huis, wanneer daar die amptdraer met jou 'n afspraak maak en by jou kom huisbesoek doen. Moet dus ook nie altyd daardie afspraak onbepaald probeer uitstel of 'n verskoning hê nie, maar probeer werklik ook tyd te maak sodat daardie afspraak kan plaasvind. U verstaan tog hoe belangrik dit is. Dis 'n taak wat die Here vir ons almal gegee het. Die eerste stap, broer en suster, is dus nie altyd om iemand te kry om die woord aan 'n medelidmaat te gaan bedien nie.
Maar jy wat die Heilige Gees ontvang het, jy wat gereinig is in die bloed van Jesus Christus, jy kan ook die woord van God neem en met iemand gaan praat. En as daardie persoon die regte hartsgesindheid het, broer en suster, dan sal daardie persoon saam met jou ook buig voor die woord van die Here. Die houding waarmee ek na jou toe kom, broer en suster, is, ek kom nie in myself nie. Ek kan nie. Ek is self 'n sondaar. Maar ek kom in die naam en in die bevoegdheid van Jesus Christus na jou toe. Dit is wat elke Amstraer doen. Daarom verkondig ek ook die woord van die Here met 'n bepaalde houding, met 'n sekerheid wat daarby hoort. Maar as ek self moet luister na die woord van die Here, dan is ek nederig en dan buig ek daarvoor. Mag dit ook wees dat hierdie sleutel ten goeie werk in u lewe. Amen. Kom ons sing saam. Skrifberuiming 15:7 vers 4, 5 en 6. Die woord bewaar het van my lyd en lydsaamheid, is ek jou ook 'n bewaarder in die uur van sware stryd. As die tye van besoeking elke mond sal dan verstom, oor die aarde en sy bewoners in die felste smarte kom. Ek kom gou dan bestendig wat my mond aan jou beloof. Wees net waaksaam en laat niemand jou die eerkroon ooit ontroof. Wie oorwin hom sal ek bevestig, as 'n seil sal hy verrys, om daar nooit weer uit te gaan nie, in my God se pragtpaleis. Om sal ek die Godsnaam skrywe, onuitwisbaar sal dit straal, met die naam ook van die Godstad, wat van God op aarde daal. Daar skryf ek my nuwe naam ook, waar hy draer van sal wees. Laat wie hore het dan luister, na die roepstem van die Gees. Ons teks vir die tweede preek, broer en suster, is Sondag 31, vraag en antwoord 85. Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe en oopgesluit? Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en tog 'n onchristelike leer huldig, of hulle onchristelik gedra, eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle egter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is gesê word. As hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaaninge steur nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie, en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklik verbetering beloof en bewys. Tug, party kerke praat deesdae van sensuur. Maar tug is eintlik die korrekte woord.
Tug is nie straf nie. Tug is nie straf nie. Tug is nie om iemand te straf nie. Tug is nie om iemand by te kom nie. Tug is nie om iemand pak sla te gee nie. Tug is nie om vir iemand te sê, ek weet wat reg is, ek besluit nie. Dis nie tug nie. Jy het dit heeltemal verkeerd. Tug is bediening van liefde. Tug is om iemand terug te bring op die regte pad. Straf is hel. Jy's nie besig met die hel nou nie. Glad nie. Tug is ek bring iemand in liefde terug. As iemand terug is, hoekom wil jy straf? Hoekom wil jy tug? As iemand terug is, as iemand reeds die pad van berou en bekering geloop het, hoekom wil jy straf? Wie het jou aangestel? Het God jou aangestel? God jou die reg gegee? Nee, broer en suster, dit is heeltemal die verkeerde verstaan van wat tug is. Ek weet wat staan in artikel 71 van die Dordtse kerkorde. Weet u wat staan in artikel 71 van die Dordtse kerkorde? Artikel 71 van die Dordtse kerkorde staan dat die Christelike tug is geestelik. En dat die doel van die tug is in die eerste plek om die eer van God te beskerm, die stigting in die gemeente te bewaar en in die derde plek om die sondaar te behou. Jy moet al drie daai goed probeer doen. Tug is nie straf nie. Ek kan nie vir u sê, broer en suster, hoeveel keer kry ons as 'n kerkraad daarmee te doen, dat mense voel, maar mense moet nog gestraf word nie. En dan is dit goed wat ver terug in die verlede lê, baie keer. Wat gaan gebeur as God vir my en vir jou moet begin straf oor die sonde wat ons hier op aarde doen? Wel, ek, broer en suster, sal nie kan bestaan nie, want God sal my moet vernietig. En daarom is ek so dankbaar, broer en suster, dat hierdie sleutel, het u geweet dat die woord tug beteken eintlik trek. Trek nader, is 'n baie ou woord wat beteken trek. Daar is selfs aanduidings dat hierdie woord wat ons vandag ken as tug, kom van 'n woord wat beteken opvoed. Sit en praat met iemand. En ek is so dankbaar teenoor die Here dat dit gebeur baie in ons gemeente. Dit gebeur baie dat amptdraers praat met mense. Sit en praat met hulle. Vat die tyd, maak 'n afspraak, gaan sit en praat met hulle. En dan is dit nie nodig om daardie saak verder te neem nie. Daar is 'n verskil tussen heimlike en openbare sonde, en ek gaan nie nou daarop ingaan met hierdie preek nie. Maar hierdie amptdraers weet hoe om dit te hanteer, en ons doen dit. Ons het telke male as die klas is, die vergadering van kerke, net bietjie weier as 'n kerkraadsvergadering, onder artikel 41 van die kerkorde vra, is daar tug in hierdie gemeente, dan kan ek met groot vrymoedigheid sê ja. En ons kan daardie vraag ook so antwoord. En dit is so, op enige gegewe stadium in hierdie gemeente, is daar mense onder tug. Is ons trots daarop? In 'n sekere sin ja, want dit spreek daarvan dat ons werk met mekaar en ons gee om vir mekaar. In 'n ander sin is ek nie trots daarop nie, want dit beteken die sonde is maar nog steeds hier by ons. En dan kry jy te doen met groot gemeentes en jy vra dieselfde vraag en dan sê hulle, vir baie jare het hulle glad nie meer mense hier onder tug nie.
Hoe kan dit wees? As daar in hierdie gemeentetjie van skaarse 125 belydende lidmate, maar omtrent altyd iemand ondertig is. Hoe kan dit wees as daardie gemeente 400 of 500 belydende lidmate is en hulle sê, vir jare al, nie. Wel, broer en suster, blykbaar is ons dan 'n klomp sondaars op een plek by mekaar. Ons is 'n klomp onvolmaakte mense. Ek praat baie daarvan. Het u gedink, wanneer ek iets sê oor my sonde, doen ek dit onnodig? Ek erken my sonde, want my sonde is vir my 'n probleem. My sonde is ook in 'n ander opsig nie meer vir my so 'n groot probleem nie, want ek weet ek het verlossing in my Here Jesus Christus. En dit behoort nie vir enige gelowige moeilik te wees om te praat oor jou sonde, om openlik te wees daaroor nie. Ek het nie iets om weg te broer en suster in Christus. Daarom kan ek dit erken en daarom kan ek daaroor praat. En ek kom nie as 'n volmaakte mens na onvolmaakte mense toe nie. Ek is 'n onvolmaakte mens wat praat met onvolmaakte mense. Ek het al baie vir u gesê, hierdie is nie 'n kerk van volmaakte mense nie. Ons probeer dit nie eers voorgee nie. Moet u dit ook asseblief nie probeer voorgee nie. Ons is nie volmaak nie. Hierdie is nie 'n plek vir volmaakte mense nie. As jy gedink het, die is 'n plek vir volmaakte mense, jy gaan teleurgesteld wees. Dis 'n klomp onvolmaakte mense wat 'n volmaakte God dien. Daar's 'n verskil. Weet dit van die begin af. Dis ja, as jy struikel en jy val, broer en suster, dan kom praat ons met jou en ons vermaan jou en ons bid saam met jou. En ons die pad saam met jou. Gaan vra maar vir enige mens wat onder. Ek kan eintlik nie dink aan een geval nou dat ek daaroor praat. In hierdie gemeente waar iemand hierdie gemeente verlaat het oor tug nie. Nie wat ek kan onthou in die tyd wat ek hier is nie. Want ons hou mekaar in daardie tyd werklik vas. Tug is wel baie ernstig. Het die voorbeeld van Paulus wat skryf in 1 Timoteus 1 vers 20 dat hy sê hy 2 broers aan die Satan oorgegee. Nou wat bedoel Paulus daarmee? Hy sê ek gee hulle aan die Satan oor sodat hulle kan agterkom hoe 'n lewe met die Satan is. En hopelik is dit vir hulle so sleg dat hulle sal terugkom. Dat hulle die pad sal loop van berou en van bekering. So tug is die verantwoordelikheid van die ouderlinge. Nou is in die besonder die verantwoordelikheid van die ouderlinge. Het jy geweet dat oor elke lidmaat van hierdie gemeente lewer elke ouderling voor elke nagmaal verslag? Dit sluit die dooplidmate, dit sluit die kinders in. Elke lidmaat se lewe word bekyk voor elke nagmaal en daarna ook. Ons het heelwat vergaderings wat ons dit doen. Dit hou ons baie besig. Ons neem dit baie ernstig op. Ons probeer werklik doen wat Christus vir ons gesê het en u het gehoor wat is die hartsgesindheid waarmee ons dit doen. Ons doen dit nie vanuit die hoogte as mense wat dink dat ons is beter as ander nie. Maar ons gee om. Die Here het gesê as ons ernstig iets sien wat verkeerd is by iemand, dan kom ons en ons praat daaroor. Maar gestel nou, jy sien iets wat by iemand verkeerd is. En dis 'n heimlike sonde, dit is nie openbaar nie, dis nog baie stil, min mense weet daarvan. Hoe moet jy dit hanteer? Dat ek net gou die dominee bel en vir hom vertel van wat doen hierdie ene, dat die kerkraad iets hier kan doen. Hier moet iets gedoen word. Onmiddellik. Weet jy wat gaan ek vir jou sê? Ek gaan vir jou vra, wat het jy gedoen? En ek gaan niks doen, nie voordat jy vir my gesê het wat jy gedoen het nie. Want ek kan nie. Wat sê die Here in Matteus 18? Hy sê, as jy gesien het dat jou broer of jou suster sondig, dan moet jy eers na daardie persoon toe gaan, en jy moet eers met daardie persoon praat.
voordat jy dit by my kom aangee. Die oomblik as jy dit by my kom aangee en dit is nie 'n grove openbare sonde wat wyd bekend is nie, dan het jy 'n klomp stappe sommer oorgeslaan. Weet jy wat is dit? Dit is grove liefdeloosheid. Ek is net so bekommerd oor jou soos die persoon teen wie jy die klag kom lê. Dis grove liefdeloosheid. Want jy die manne moet maar by mekaar gemaak het, of vroue moet by mekaar gemaak het, na daardie persoon toe gegaan het met jou Bybel, en met daardie persoon gepraat het, voordat jy begin het, om hierdie vreeslike amptelike pad te loop, wat jy dink nodig is. So dis die eerste dinge wat moet gebeur. Gaan kyk wat staan in Matteus 18. Het u geweet, 'n kerkraad sal so 'n saak by die klasses uiteindelik verloor. As daar die eerste belangrike stap oorgeslaan is. 'n Kerkraad, voordat ons met tug kan vorder, moet al ons boeke oor daardie spesifieke saak, moet ons oopmaak en voorlê aan die klasses, sodat hulle saam met ons kan besluit of ons mag verder gaan. En as ons nie kan aantoon dat ons hierdie eerste belangrike stap gevolg het, dat daardie lidmaat vermaan is deur die persoon wat dit geweet het nie, dan gaan ons die saak verloor. Hulle gaan vir ons terugstuur. So, jy maak dit eintlik moeilik, want jy het nie gedoen wat in die Bybel staan nie. Die verantwoordelikheid is ons almal se verantwoordelikheid vir mekaar. Ons dra die verantwoordelikheid vir mekaar, want ons is veronderstel om lief te wees vir mekaar. En ek glo ook in hierdie gemeente, broer en suster, is dit die geval. Ons steek dus nie ons swakpunte weg nie, broer en suster, inteendeel, die duiwel het 'n manier om enige geheimhouding te gebruik tot sy voordeel. Hy seevier waar daar geheimhouding is. Hy seevier daar waar jy dinge probeer toehou en wegsteek en wegpraat, terwyl ons moet eintlik openlik met mekaar kan wees, dat ons mekaar kan optel, dat ons mekaar kan help. Die duiwel is eintlik soos 'n spinnekop, as hy jou kan isoleer en hy kan jou toespin in daardie web, dan is hy op sy gelukkigste. Maar die oomblik as dit oop is en as jy hulp kry en as jy ondersteuning kry, broer en suster, dan kan hy nie meer in jou lewe oorheers nie. En daarom wil ek vir u vra, dit is nie altyd nodig vir hierdie vreeslike geheimhouding ten opsigte van ons lewe nie. Ons kan maar met mekaar praat en ons kan maar met mekaar ook openlik wees oor waar lê die seer, waar lê die swaar kry, waar lê ook die stryd in ons lewe. Dit is ook nodig, broer en suster, dat ons besef dat die gesondheid van die gemeente is in die gedrang as ons sonde maar net los. En ek kan nie verseker ons doen dit nie. Hier word met groot verantwoordelikheid besluite geneem in hierdie gemeente. Ingewikkelde besluite dikwels. Ons probeer die beste doen wat die Here vir ons het vir ons 'n groot verantwoordelikheid gegee. Die ouderlinge van die gemeente kan daarvan getuig. Daar is die voorbeeld van 'n gemeente vir wie Johannes geskryf het in die 3de brief, wat bedreig is deur 'n man met die naam van Diotrefes. Diotrefes het die manier gehad, dat as hy nie hou van wat 'n amptdraer sê nie, dan sê hy hom sleg, of hy maak hom verdag. En hy het dit blykbaar algemeen gedoen. En Johannes sê, ek het al vir Diotrefes gesê, stop dit. Stop dit om amptdraers verdag te maak. Stop dit om suggesties te los oor hierdie of daardie amptdraer. En Diotrefes het nie geluister nie. Dit gaan dus hier oor die 9de gebod. En daarom, broer en suster, het die apostel dan ook hierdie brief geskryf en vermaan hy die gemeente om nie na Diotrefes verder te luister nie, en dat hulle die verantwoordelikheid het om hierdie infeksie van Diotrefes te stop. Want Diotrefes betwyfel en doen afbreek aan die gesag van Christus, deurdat hy voortdurend 'n probleem het met die een of ander amptdraer.
Aan die ander kant, broer en suster, is daar die pragtige getuienis oor Demetrius, wat werklik probeer om soos 'n gelowige te lewe en soos 'n gelowige te doen. So Demetrius teenoor Diotrefes. Ons moet lief wees vir ons kerk en vir ons gemeente, broer en suster. Dit beteken, ons moet ook die amptdraers wat die Here vir ons gegee het, eer. Ons moet hulle in ons gebede dra, ons moet vir hulle bid. Doen nie nog dit. Doen nie dit vanuit die regte gesindheid. Ek het die grootste waardering vir die ouderlinge van hierdie gemeente. En ook vir die diakens. Maar hierdie is in die besonder die werk van die ouderlinge. Ek kan u verseker dat hulle is getrou in hulle werk. Hulle werk saam met my baie hard om enige infeksie uit die gemeente te weer. Ons doen dit bidend. Partykeer is dit swaar. So swaar dat ouderlinge redelik onlangs teenoor my in trane was. Weet jy daarvan? Weet jy daarvan? Het jy al gehuil oor iemand? Wel, daar's ouderlinge van die gemeente wat dit doen. Dit is vir my wonderlik. Vir my wonderlik om daardie liefde op hierdie wyse te beleef en deel te kan wees daarvan. Toe ons belydenis van geloof gedoen het, het ons gesê dat ek beloof dat ek my sal onderwerp aan die Christelike vermaning en tug, as ek miskien my in leer of lewe misgaan. Ek onderwerp my aan die Christelike vermaning en tug. En ek moes ook al. Ek moes ook al buig, broer en suster. Ek moes ook al luister. Ek moes my ook al onderwerp. Is jy nog bereid om dit te doen? Is jy nog bereid om daardie vraag waar jy voor God gesê het, ek beloof, ek sal dit doen? Is jy nog bereid om dit te doen? Ek vra vir u daardie vraag. Ek sê weer eens, ons Here Jesus is vir die gemeente baie goed. Hy gee vir ons 2 sleutels. Die eerste sleutel is die woord van God en die bediening van die woord van God. Die verklaring daarvan. Dis 'n geweldige kragtige sleutel. Die tweede wat daarmee saamgaan, wat ook oop en toesluit, is die bediening van die Christelike tug. Dis ook eintlik weer die bediening van die woord, maar binne 'n spesifieke konteks. En baie keer sluit dit oop en baie keer is daardie deur nog toe. En die kerkraad besin baie hieroor. Dat mense kan ook nie onbepaald altyd onder tug wees nie. Ons is besig daarmee. Wanneer laas het jy vir die predikant en vir die ouderlinge van die gemeente gebid? Jy gedink al aan daardie worstelende ouderling. Dis 'n ander ouderling as die heilende ouderling van hierdie gemeente. Want ek ken hulle. Ek werk saam met hulle. Gaan bid vir hulle. Gaan bid vir my. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir die Seun wat vir ons wonderlike sleutels gegee het, wat ons met groot nederigheid probeer aanwend in hierdie gemeente. Ons bid vir elke ouderling van ons gemeente, ook vir die moeilike besluite wat ons onlangs geneem het en nog steeds neem, vir die harde werk wat gedoen word, vir ouderlinge wat worstel en nagte wakker lê, vir ouderlinge wat vermaan en mooi praat en geduldig die pad bly loop saam met mense, vir 'n ouderling wat huil oor mense, vir hartseer wanneer ons sien dat dinge loop verkeerd en kom nog nie reg nie. Ja, Here, maak ons ouderlinge sterk, vul ons met die Heilige Gees en lei ons deur u Gees. Gee dat ons getrou sal wees in die werk wat u vir ons gegee het in hierdie gemeente. Gee dat ons waarlik kerk van ons Here Jesus sal bly. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen.
Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid, broer en suster. Psalm 63, broer en suster, ek lees vir u vers 6, maar ek is in die Here bly met almal wat sy naam bely. Ons roem daar hy die boosheid stuit en streng die leeumonde sluit. Psalm 63, ons sing vers 4 tot 6. O God, 'n hoop vir my, U het die vleuels uitgesprei, om met beskerming my te dek, en jubels in my hart te wek. O God, so met my lot begaan, ook leef my siel U agteraan, vertrouensvol op U geleen, volk hoe U hand my ondersteun, maar wie my op die pad laat zwerf, en rustloos ook na my verderf, hel stort in overdedigingsdrang, self in die kuil van ondergang, en weggedryf uit vaste steen, word al die slag swart oorgegee, om op die velde neergestort, verwilde diere prooi te word, maar ek is in die Here bly, met almal wat sy naam bely. Ons roem daar uit die boosheid stuit, en streng die leeumonde sluit. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.